Voor ons gaan begin, kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë. Heilige Gees, ek nooi jou nou om met ons vanoggend te kom worstel. En met ons elkeen te kom praat. Here, U het ons gemaak so skepe, Here, om uit te gaan, nie om mooi te lyk nie. Here, en vanoggend verklaar ons dat ons harte is oop vir U wil. En ons sê amen. Amen. Sint Francis Drake het die volgende geskrywe. Hy sê, disturb us, Lord, when we are too well pleased with ourselves. When our dreams have come true because we have dreamed too little. When we arrived safely because we sailed too close to the shore. Nou, die persoon hierdie, Sir Francis Drake, hy was 'n Engelse ontdekkingsreisiger in die 1500s, 1580s omtrent, dis 'n tydjie terug. Maar hy was van die eerste persone wat 2 keer om die wêreld gevaar het met 'n seilskip. Nou, julle moet iets verstaan van in daai tyd, die skepe was nie soos wat ons dit vandag ken nie. 'n Skep het nie 'n lekker 150cc motor opgehad nie. Kyk, wat jy net gou kan gaan, die skepe was gemaak uit hout uit gewees, en jy het nie 'n GPS gehad nie, jy het nie Google Weather gehad, wat vir jou gesê het, hier kom 'n storm. Ek moet wel sê, gister het hy nie vir my gesê, daar kom so groot storm nie. Daar was nie sulke goed nie. Jy het letterlik die sterre gehad, jou kompas, miskien 'n kaart, wat jy gehoop het akkuraat is, en daar gaan jy, om uit te kom waar jy moet uitkom. Daar was net 2 maniere hoe jy vorentoe beweeg het of agtertoe. Daar was die seestrome wat so sterk was, hulle sal jou teruggedryf het na 'n plek toe waar jy nie wil gaan nie. En as die wind stil gestaan het, dan moet jy maar saam met die seestrome gaan. Dit is nou wat dit is. Jy kan nie teen 'n seestroom swem nie. Het jy al dit probeer? Not gonna happen. Miskien as jy soos een van die Baywatch ouens is, maar ek is nie daar nie. En die enigste manier om vorentoe te beweeg was deur die wind wat die seile sou vat, sodat jy jou spoed kon bepaal oor waar jy kon uitkom. So jy was eerder gesleep deur die strome of jy het gevaar op die wind. Maar hier is iets wat ons moet besef. Ons almal eindig op ergens. Jy staan nie stil nie. Jy's eerder besig om deur die strome van die wêreld meegesleep te word, of jy is besig om in 'n rigting in te gaan. Jy klim nie in jou kar en ewe skielik sê, "My hele, hier's Tafelberg." Ek het nie besef ons ry so ver, hier is ek nou in die Kaap. Glo my, as jy Kaap toe ry, weet jy ry Kaap toe. Dis ver. Jy's ergens besig om te besluit, jy gaan in hierdie rigting ingaan. Proverbs 29 verse 18 says, "Where there is no vision, the people perish." Daai woord staan vir kazoo. Dit beteken where there is no godly dream, revelation or vision, the people perish. As jy nie 'n goddelike visie in jou lewe het nie, ek het slegte nuus vir jou. Die woord sê, you will perish. Jou skip gaan in die storm teen die rotse vasslaan, einde van die storie, dan. Jy moet godly vision hê. Jy is nie per ongeluk finansiëel vry nie. Nee, maar wat van die lotto? Okay. Wys my een persoon wat die lotto gewen het, wat nog steeds ryk is. Meeste van hulle, 80%, 90%, 'n jaar later is hulle nog armer as wat hulle was. Jy's nie per ongeluk in 'n gelukkige huwelik nie. Ek weet nie van jou nie, maar jy staan nie elke oggend op en sê, jou lekker ding. Daar's baie kere dames wat jy sê, kom net uit my pad uit. Jy snork my wakker. Jy's nie net per ongeluk in 'n gelukkige huwelik nie. Jy kry nie per ongeluk 'n promosie by die werk nie. You've got a plan. Jy's nie per ongeluk gesond en fiks nie.
Ek beloof jou, Sean staan nie op een oggend en sê, ek is lus om die Comrades te hardloop. Jy het 'n visie, daar's iets waartoe jy werk. Maar hier's die ding wat my partykeer bang maak, wat my 'n godly, ek het laas keer gepraat oor goddelike vrees, onthou julle dit? Is dat God dit teen ons hou as ons niks doen nie. Hy hou dit teen ons. Hoor wat sê dit, Matteus 25 sê, toe sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en lui slaaf. Julle mag die Here nooit vir my sê ek was lui nie. Hy sê, jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie plant nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Dan sê hy, vat die muntstuk van hom af weg, en gee dit aan die ander een wat die 10 het. As jy nie die lewe gebruik wat God jou gee nie, he will take it away and give it to someone else. It's a godly vrees. Die Here het my nie gemaak om 'n mooi skip te wees wat in die hawe bly nie. Want ek is bang, is veilig. My lewe is soos 'n boot. Ek is veronderstel om uit te gaan. Ek kan nie doelloos deur die lewe gaan nie. As jy net doelloos gaan uitgaan, ek beloof jou, die strome van die lewe gaan vir jou ergens vat wat jy nie wil wees nie. En as jy jou oë oopmaak, gaan jy agterkom, nou is ek op 'n plek wat ek nie beplan het nie. Jy moet goddelike visie hê. You must know where you are going. En hier's die groot ding, my hartsbegeerte vir hierdie jaar, as dat die Heilige Gees die wind sal wees wat ons seile vorentoe blaas. Ouens, ons kan deur al die motions gaan. As ons nie God se Gees by ons het nie, beteken dit niks. Niks. Hoe beskryf Jesus dit? Hy sê, John 3 verse 8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everybody born of the Spirit. God sê, die Heilige Gees is amper soos 'n wind wat blaas, wat in ons lewe vir ons die rigting gee. Ons weet nie altyd presies waartoe ons gaan nie, maar ons weet hy's met ons. Daar's 'n paar goed wat jy kan verwag wanneer jy aangeblaas word deur God se Gees in jou lewe. En dis wat ek so 'n bietjie vanoggend met julle wil oor praat. Ons kry dit in Handelinge 20. Paulus was eers Saulus tot hy 'n konfrontasie gehad het en die Here het sy hele wêreld verander. My hart is dat God jou wêreld vanoggend gaan skud. En ons kry hierdie gedeelte waar in Handelinge 20 waar dit sê, en nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wil dit weer sê, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar vir my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi. Beautiful. En die diens wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak, dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Nou hierdie gedeelte waar dit sê, daarteer gedring deur die Gees, die eerste ding wat ons raak sien, as jy 'n skip is wat deur God se Gees gelei word, is jy Heilige Gees gedrewe. Die woord daarvoor is diopneuma, wat beteken, die dio beteken vasgebind, verplig, saamgebind. It says to be compelled to do it. Het jy al in jou lewe gehad dat God se Gees jou nie los nie? You've got to do this. Jy het nie, dit maak jou mal. Dis soos 'n itch, gaan nie weg nie. Dis wat dit sê, to be led by God's Spirit. Die Gees, pneuma, beteken Gees, asem, lug, wind, stroom van God se Gees. Wanneer ons God se Gees gelei word, dan word ons gevul met 'n passie, 'n vrede, 'n juk, it itches, wat net nie weggaan nie. Dit bly by jou. Dit los jou nie. Ek wil eintlik die woord gebruik, ek love hierdie woord, God se Gees stoei met jou. As ek hoor wanneer mense besig is om
en om met God te stoei, dan raak ek opgewonde. Regtig. Want ek soos, dankie tog, die Here is besig om met hierdie persoon te werk. As daar niks gebeur nie, niks stoei nie, die ou is maar net, hy float maar net deur die lewe. Dan worry ek. Dan sê ek soos, Here, something's gotta happen. Iets moet in hierdie ou se lewe gebeur. Hy het nodig om daai moment met U te hê. Wanneer jy onseker is en jy stoei met God se Gees, it's a good thing. It is not a bad thing. Dis goed vir ons. Ek hou van hierdie skrif. Die boodskap sê dit vir my so mooi. Dit sê, Galasiërs 5 vers 25 sê, die Gees het ons splinternuut gemaak. Daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Hoor jy, wie van julle ry baie keer met iemand, hulle raak senuweeagtig as iemand anders bestuur in 'n kar? Ken julle so iemand? Ek weet van hierdie mans wat hier so sit, jy moenie jok vandag nie, okay? As jy toelaat dat jou vrou bestuur, dan sit jy langs aan, dan sê jy, Of ek het al baie keer gesien, as 'n man ook bestuur, julle, ons is so ver van die stopstraat af, maar daar word geskop. Is dit nie so nie? Ons hou daarvan om in beheer te wees. Die gevoel van beheer gee ons die illusie, we are in control. But I've got good and bad news vir jou. Die goeie nuus is, mans is beter bestuurders. Moet my stry volgend nie. Nee, ek speel. Die slegte nuus is, jy's nie in so beheer soos wat jy dink nie. En wanneer ons sê dat God my lewe bestuur, beteken dit dat daar baie oomblikke gaan wees wat ek net weer wil beheer neem. Ek wil my eie planne maak. I want to control, want ek is onseker oor waartoe ek gaan. Ek wil vandag vir jou sê, as jy oorgee vir God se Gees, jy's in veilige hande. Maar jy het nodig dat God my finansies moet bestuur. Hou op probleme om jou eie planne te maak. Hou op die hele tyd alles presies uitwerk en sê, Here, dit behoort aan U. Hoe wil U hê moet ek my finansies bestuur? Baie keer, ek het geen probleem, as die Here vir jou sê om iemand te seën, go for it. Maar maak seker dat jy nie vir jouself sê, ek probeer nog steeds in beheer wees van my finansies, oor wie ek bless en wat ek daarmee maak nie. Be careful. As ek sê God bestuur my, beteken dit, hy bestuur my huwelik. As ek en my vrou fight, ek en my vrou fight nooit nie, ek wil maar net sê. Rol sy oë vir my. Julle, ek gaan lê daar op my bank, ek is kwaad vir my vrou. Sy's verkeerd. Ek is altyd reg. En dan voel ek hoe God se Gees vir my sê, vergewe jou vrou, gaan maak reg. Here, maar het jy gehoor wat sy gedoen het? Vergewe jou vrou en gaan maak reg. God is in beheer. Wanneer dit kom by my kar, my kinders, hoe ek my kinders bestuur, alles, everything, God is in control, sy Gees bestuur dit. Die tweede ding wat gebeur, wanneer God se Gees my skip vorentoe vat is, hierdie gaan snaaks klink, sekere onsekerheid. Handelinge 20 vers 22 sê, sonder om te weet wat my daar sal oorval. Ek het weer goeie en slegte nuus. Jy gaan nie altyd weet wat gaan gebeur nie. En jy moet vrede daarmee maak. Ek is ook 'n kontrolfreak. Here, Dion is absoluut ou van geloof. Hy sê net, Bram, ons gaan dit doen. En wat wil Bram altyd weet? Maar hoe gaan ons dit doen? I want the plan. Ek wil hê dit moet soos Moses wees. Ek wil hê dit moet soos Noag wees. Gee maar die bouplanne en dan gaan ons hierdie. I want to know. Maar wanneer ek sê God is in beheer, dan sê ek, Here, al verstaan ek nie hoekom hierdie goed gebeur nie. Ek vertrou U. Ek vertrou U. Ons kry selfs vir die Israeliete, waar God hulle elke dag, ek glo met my hele hart, Israel sal vinniger in die beloofde land ingegaan het, as hulle vinniger oorgegee het aan God.
Maar elke keer probeer hulle eie manier nog steeds dinge doen. En dis hoekom hulle vir 40 jaar in die woestyn was. Because they are not giving over to God. Ons is veronderstel om elke dag te gee. Dis oukei om nie alles te weet nie. Kyk oor die persoon langs jou en sê, dis oukei. Derdens, voorspelbare weerstand. Sjoe julle, ek is vandag getoets op hierdie ene. Handelinge 20 vers 23 sê, ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker, dat gevangenskap en vervolging op my wag. Ek weet nie van julle nie, as ek dit verseker geweet het, ek sou gegaan het, Here, gee my so 'n maand vakansie, dan sal ek gaan. Hy sê, jy gaan, as jy deur God in 'n rigting geplaas het, as God agter jou is en met jou is, daar gaan teenstand kom, einde van die storie. Maar wat doen ons baie keer as Christene? Die oomblik as teenstand kom, dan sê ons, ai, lyk my die Here is nie met my nie. Of ons sê, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Het ek nou weer gesondig? Die Here straf my. Weerlig straal, papa. Die oomblik as dinge net bietjie moeilik gaan, ons het nie ons targets met ons seils nie. Dit gaan moeilik by die huis. Ek het gister toe die storm toe val 'n boom my heining in my electric fence, alles as hy glory. Ek sit daar in my sitkamer en sê, ag lekker man. Toe hoor ek Dion in die hospitaal, ek stres oor hom. En ek sê, you know what? God's got a plan. God's got a plan. Ons gaan deur moeilike goed gaan. Jesus het deur die moeilikste stryd gegaan vir jou. Toe hy die opdrag gekry het om sy lewe neer te lê vir ons sondes, toe pleit hy by God en sê, Here, asseblief laat hierdie lydingsbeker verby my kom, maar nie my wil nie, Here, U wil. Jesus is die een wat die kruis opgeneem het, wat geslaan was. Jesus, terwyl hy die kruis letterlik opgevat het na Golgotha toe, om seker te maak die prys word betaal, het 'n oomblik gehad wat hy neergeval het. Imagine, hy het opgegee. Wat mense nie besef nie is, hy was 100% mens en 100% God. Hy kan in daai oomblik gesê het, you know what, it's not worth it, let's start over. En tog het Jesus Christus deurgedruk, deur die swaar kry, deur daai moeilik, hy het gewillig sy lewe neergelê, dat hulle die spykers deur hom slaan, dat hy daar hang en pyn vir my en vir jou. Dit is 'n voorreg om deur moeilike tye te gaan vir my koning. Want hy het alles gegee vir my. As ons deur moeilike tye gaan, beteken dit nie God is nie met ons nie. Dit beteken hy is juis daar met jou. En hy sal jou deurdra. Die vierde ene is ongewone duidelikheid. Ek praat van, however I consider my life worth nothing to me. If only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus Christ has given me. The task of testifying to the gospel of grace. Wat dit basies sê is, ek is so seker dat God met my is, dat hierdie wêreld niks meer vir my beteken nie. Wat in hierdie wêreld is, maak my nooit gelukkig nie. Dit beteken dat ek besef, al gee ek die beste vir my familie, maar ek verloor hulle vir die bose, wat maak dit saak? Ek praat soveel keer met ouers, hulle wil hulle kinders se studies betaal, hulle wil vir hulle kinders 'n kar gee, hulle is besig om geld te maak, die savings word opgespaar. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie Jesus vir hom gee nie, gee jy niks. Dit beteken letterlik dat ek sê, wat help dit, ek het die grootste werk, ek voorsien vir al my mense by die werk, maar hulle siele gaan verlore. Dit beteken, wat help dit, my kas is vol kos, ek kry nie alles opgeëet nie, maar daar's mense daar buite wat honger ly. It cannot stay like this. Dis 'n sekerheid in my hart wat sê, I've got to do something.
Wat help dit? Ek het baie liefde in my lewe, maar ek kan dit nie oorgee vir my boetie en my sussie nie. Dit beteken dat die wêreld is vir my dood. It means nothing to me anymore. Solank ek kan doen wat God my geroep het om te doen in hierdie wêreld. En ek wil vandag vir julle sê, as ek vandag sou sterf, dit sou vir my erg wees om te dink, vir my kinders en my vrou, but I will have no regrets. Ek het my lewe uitgeleef vir Christus, my lewe gegee vir passie en doel vir sy koninkryk. No regrets. Because I've given it all. As ek kan disippels maak tot my laaste asem, julle gaan my nog sien as 'n ou oomie met 'n kierie wat sê, ken jy Jesus? Want in die wêreld en sy oorloë en sy olie en Trump en al hierdie beteken zip vir my. It's worthless. Daar's net een fokus en dis Jesus Christus. Ek eindig af met hierdie, ek het jou 'n vraag vanoggend wat ek jou wil vra. Waar is jou skip? Waar is jou skip? Is jy op 'n punt in jou lewe waar jy maar net veilig in jou hawe is? Jy doen wat gemaklik is? Gaan maar net deur emotions? Not taking risk? Lyk mooi? Of is jy besig om te sê, weet jy wat, Here, ek lig my anker op and I'm going to do what your spirit is calling me to do. Is ek onseker oor wat kom en hoe dit werk en wat moet gebeur? Absoluut. Raai wat, jy's in die beste hand ooit. Maar jy gaan bepaal of jy deur die lewe se strome rondgetrek gaan word en of jy gaan toelaat dat God se Gees jou vul en jou stoot in 'n rigting in. Kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë. Deedrey. Kom ons sluit dit ons oë. Daai liedjie van Joe Black is eintlik so powerful. Dit sê ons is gemaak om uit te gaan. En vandag sê ek, omdat ek lief is vir jou, en die grootste liefde, jy kan nie bly waar jy is nie. Jy kan nie stil staan nie. Want die strome van die lewe gaan jou vat na plekke toe waar jy nie wil wees nie. Ek wil vandag vir jou sê, hou probeer roei uit jou eie krag uit. Ek sien letterlik 'n prentjie van baie van julle wat probeer roei met roeispane. You still trying to do it out of your own power. Jou talent, jou ability. Jy kan nie naaste by doen wat God deur jou kan doen deur die wind wat deur jou waai. Dis in my swakste oomblikke wat ek baie keer uitskree na God toe en sê, Here, I don't know where I'm going, but I know you've got a plan. Maar jy het nodig dat God se Gees jou weer vul. Miskien sit jy vanoggend hier en sê, Here, Abraham, ek het regtig nodig dat God se Gees my weer vul. Ek wil vir jou 'n oomblik, kom ons ons oop. Waar ook al jy is, staan net vir my op. Ek wil vir jou bid. Ek wil bid dat God se Gees jou sal vul. Staan vir my op, wees gehoorsaam. Daar's baie wat opstaan, staan op. Yes, Lord. Yes, Lord. Daar's nog iemand, daar's hy. Abba Vader, Here, ons is niks sonder U. Here, ek bid vir elke persoon wat vanoggend staan. Ek bid, Here, dat U hulle sal vul met die Heilige Gees. Here, ek bid, Here, dat U met hulle sal worstel, Here, dat U sal kom, Here, dat hulle nader aan U sal beweeg, dat U die wind in hulle seile sal wees, dat hulle sal ophou veilig wees. Ek bid dat U hulle braaf sal maak vir U koninkryk. Dat hulle nie rigtingloos sal voel nie, dat hulle nie gemaklik sal voel nie. Here, but you would shake them, Lord.
Ek bid dat hulle meer en meer op die Gees sal vertrou. U pneuma Gees. That you would compel them, bind them, empower them. Deur U wil, Here. Dankie dat U hulle weer vul, Here. Dat hulle weer in hulle calling instap met visie, gezone, Lord, godly vision en rigting. Dat al twyfel hulle, Here, dat hulle sal weet U is met hulle. En ons sê, Amen.